Seun van God, doen dit nog 'n keer. O, Jesus, doen dit weer. O, Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Hartlik welkom saam met my, Andries Besuitnout, by Jesus doen dit weer. Nog 'n keer, weer 'n keer. En ek wil vir u sê baie dankie. Baie dankie vir die saamkuier. Dankie dat ons die Here die erkenning kan gee, waar ons mekaar stig, waar ons mekaar bemoedig, en waar ons werklik uit sal gaan en die siele sal inbring vir die Here Jesus Christus. Dit is tog ons doel op hierdie aarde. En vanmôre is dit vir my so groot voorreg om my Sissa, wat hier saam met ons in die gemeente is, ja, weet julle, ek wil net vir julle sê, sy is een van daai, ek wil vir haar sê, 'n plaastannie. Ek glo julle sal verstaan as ek praat van 'n plaastannie. Karen, baie dankie. Dankie dat jy werklik jou tyd afgestaan het. Dankie dat jy vir die mense sal kom vertel wie en wat Karen is in die Here. So, begin vir my by die begin. Waar het Karen groot geword? Ek het groot geword in die Oos-Vrystaat, in die mooiste deel van die Oos-Vrystaat het ek groot geword, tussen Bethlehem en Kestel, op 'n plaas. Ek is my lewe lank op 'n plaas, en nou nog op 'n plaas, en dit sal maar sukkel om die plaaskind uit te haal. Ons tree af een van die dae, en as ek moet dink ek moet in 'n dorp kom bly, Andries, ek weet nie. Ons bid maar en ons glo dat, soos hy altyd voorsien, hy nou ook sal voorsien, dat ons dan net naby aan die grond kan bly. Daar is baie besluite wat julle nou gaan neem, om wel julle toekoms vorentoe te bepaal, en maar ek weet ook die kinders is daar, om julle te ondersteun in baie aspekte. Amper wil ek sê, die kinders sê, julle is nou weer kinders, en hulle is die ouers, hulle wil graag, en hulle bedoel dit goed, nee. Ja, nee, hulle bedoel dit goed. Dis net dat ma se geaardheid is bietjie vinnig, en as hulle my bietjie wil breek, jy weet, dan wil ek opstandig raak, maar ons mag nie opstandig raak nie, want hulle is baie keer reg, wat ma sal kop eerst in 'n ding in hardloop. So ja, hulle bedoel dit goed. Karen, vertel ons bietjie, jy het al 'n bietjie in die verlede met my gedeel, jy het 'n pa gehad, wat werklik jou nie net met, ek wil dit so stel, met handskoene gehanteer het in jou grootwordjare nie. Jy het 'n pa gehad wat jou werklik geleer het om die lewe te kan hanteer, te trotseer, nee. Ja, ek het baie kwaai ouers gehad, al twee van hulle, maar my pa het ons ook altyd geleer, hy het altyd gesê, daar is nie so iets soos 'n vrou se werk en 'n man se werk. Jy moet alles kan doen. Jy moet onafhanklik kan wees. As jy 'n blommetjie wil plant, moet jy nie iemand gaan haal om die gat te kom maak. Jy moet kan wys, jy kan dit self maak. So ja, ek was basies my pa se derde seun. My twee broers is 7 en 8 jaar ouer as ek. En ek was maar altyd saam met die broers op die lande, intussen die skape, hulle geïrriteer, maar my pa het ons baie dinge geleer, en soos ek sê, baie pak gekry, en ek gaan nie stry nie, ons was stout. En so ek het baie pak gekry, maar dit het my gevorm, en hulle het ons ook geestelik gevorm, en daai jare in die NG Kerk was ons gewees, en jy moet nie dink jy gaan nog sê jy is siek nie, jy sal kerk toe gaan, maak nie saak of jy nou siek is of wat nie. So, hulle was goeie ouers, hulle was streng, maar hulle was goeie ouers. Weet jy, Karen, ek het al baie keer gesê, ons kan so dankbaar wees, dat ons ouers gehad het, wat vir ons pak gegee het. Jy weet, wat sou van ons geword het, en dit is die einde van vandag, omdat jy nie meer kinders kan pak gee nie. Jy weet, daar is nog ouers wat dit doen, maar dit is so belangrik, dit is woord dat jy jou kind moet dissiplineer. Die woord sê, tugtig die wat jy lief het, en vorm die boompie terwyl hy jonk is. En soos jy sê, Andries, as ons in vandag se tyd kyk, kinders het nie respek nie, jong mense het nie respek vir ouer mense nie.
jong mense het nie respek vir hulle self nie, want as jy nie respek vir ander het nie, hoe kan jy respek, as jy nie vir jouself respek het nie, hoe kan jy respek hê vir ander mense? En dit is omdat alles weggevat word, tugtiging word weggevat. Gaan staan maar in die hoekie en dink daaroor en as hy daar omdraai, dan doen hulle presies dieselfde. Ek is 'n kwaai ouma, ek is 'n ouma van 5 en hulle het almal by hierdie ouma pak gekry, maar hulle is almal baie lief vir hulle ouma. Want ouma speel ook saam met hulle, dit gaan nie net al wat nie, ek is nie 'n tiran nie, maar hulle moet weet wat reg en verkeerd is. En verder speel ek met hulle en ek bederf, ek kry baie raas by die kinders, omdat ek kleintjies bederf, maar dis ons reg, dis nie ons voorreg, ons mag ons kleintjies bederf. Of course yes. Karen sê gou vir my 'n ander ding, jy en ons, ek wil net vir julle sê, hulle van is house, Karen se van is house. Hier by ons is hulle bekend as Karen Pyp, Karen House en haar man Pyp, hy's eintlik Leslie. Jy het so vlugtig noudag dit met my gedeel en dis hoekom ek dit nou net so noem. Waar het jy vir Pyp ontmoet? Hy was in die Weermag in Bethlehem en ek het destyds in die bank, Barclays Bank gewerk en 'n vroukie wat saam met my gewerk het, het getrou. Pyp het die bruidegom geken en ek het die bruid geken. En hy was in gips gewees tot by sy knie, maar dis waar ons mekaar ontmoet het en met gipsbeen en al het ons gedans op die troue. En van daar af het ons het mekaar 2 weke geken en toe is hy grens toe vir 8 maande. So ons het met briewe gevry. Dis hoe ons mekaar leer ken het en hy het teruggekom en ons is toe nou maar getroud en toe is hy Pretoria toe, gaan verder swat en ons het teruggekom Kaap toe. So ja, ons het mekaar op Bethlehem leer ken terwyl hy in die Weermag was. Ek wil vra jy moet vir ons bietjie vertel van die tyd toe julle nou net getrou het en hy nog geswat het. Dit was nie maklik nie. Geensins, ek het daai tyd het ek by Landboukrediet gewerk, by die waar hulle ons nou maar lenings en goed, boere het aansoek gedoen het vir lenings en goed, en hy het geswat, so ek was die broodwinner gewees, ons het in 'n woonstel gebly, en op daai stadium het ons vir Natasha, ons oudste dogtertjie gehad, en ja, so ek het kos gekoop met dit wat ek kon, en gesorg dat daar altyd vir haar kos en melk is. En 1 keer 'n maand, daar was altyd geld om Vrystaat toe te gaan, na my ouer huis toe, want 1 keer 'n maand het ons soontoe gegaan, en dan ma ingepak, dan is dit skaapvleis en groente en wat ook al, en beskuit en koekies en goed wat my ma ingepak het. En dan kom jy hier na die middel van die maand, na die einde van die maand se kant toe, dan het dit broekskeer gegaan, en dan sal ek kos maak en dan sal Pyp sê, hoekom eet jy nie? Dan sê ek, nee, ek het by die werk gee, daar het alweer 1 verjaar. So ek het daai jare het ek baie gewig verloor. Ek het soos 'n spook gelyk. Ek kan vandag daarmee doen, maar ek is tevrede soos hoe ek lyk, want die Here was vir my goed gewees. En so ja, hy het ons daardeur gebring. Ag, ek het julle gesê, ek gaan emosioneel raak. Hy het ons regtig deur soveel dinge was hy altyd daar gewees. Hy is getrou, ou Karen, hy is getrou. Nou wil ek jou vra, jy sê jy het 5 kinders. 3. Jep. En 5 kleinkinders. Ja. Nou wil ek jou 'n ander ding vra. Jy en Pyp, terwyl julle kinders op skool was baie betrokke by die skool, by ander kinders. Ja, ons het my kinders het geweet, veral toe hulle in die hoërskool was, want hulle was laerskool, was hulle in 'n plaaskool in Vyeboom, so hulle het in die huis uit skool gegaan. Hoërskool was hulle in Woester, in gimnasium, en hulle het altyd maats gebring, veral die middelste dogter, en toe hulle op college was, sy was bekend, Antoinette is Mama Beer genoem, want sy het haar altyd ontferm oor kinders wat van ver af kom, en dan kom hulle met sakke en sakke wasgoed. Maar hierdie tannie het net vir hulle gesê, daar is die wasmasjien, julle kan was, en
ek stryk ook nie, julle kan, as julle wil stryk, die strykyster is daar, maar daar was altyd kinders. Die matrasse is dik gegooi, my huis is nie baie groot nie, maar 17 kinders het ek in my sitkamer oor 'n naweek gehad. So ja, dit was lekker geweest, want ons is liewe jong mense. So ja, my huis was altyd vol ander mense se kinders. Ja, nou is jy in Pyp basies alleen en nou beplan julle om amper, kan ek sê, die groot pad te vat, né? Ja, ons wil graag, ons het gebid daaroor, ons wil graag so vir 5 jaar gaan toer met karavaan, wat nog gekoop moet word, en dan wil ons ook, terwyl ons toer, nie net toer, en ons wil gaan werk vir die koninkryk van Jesus. Halleluja. So ons wil maar ingaan in plekke waar mense nog nie gehoor het van die Here nie, en sy woord gaan verkondig, en net die lewe ook gaan geniet, nie in die wêreld gaan leef nie, maar kan gaan geniet wat ons nooit kon doen vroeër jare nie, want kinders was op die skool, hulle was ons eerste prioriteit, om hulle deur die skool, deur college te kry, en die lewe was maar duur geweest, en toe kleintjies kom het oupa en ouma ook maar gehelp, en ekstra koop en bederf vir die kleintjies. So ja, ons beplan om vir 5 jaar te gaan toer, maar ons moet ook 'n huis koop, want ons sal dit nie kan volhou nie, so ons moet 'n plek hê waar ons geanker kan wees, en daaroor bid ons ook, en ek wil nie ver van my kerk af wees nie, so ons bid dat ons hier in die omgewing, of waar ons bly, kan 'n plek kry waar ons kan bly, of koop of huur, en ek wil tog net 'n stukkie grondjie hê waar ek kan groente plant. Ja, vertel die mense bietjie, hoe lief is jy vir dit? Ek meen, jy is, hoeveel keer 'n week is jy in die grond? Gewoonlik, as ek kan kies, sal ek elke dag van die week in die grond wees. Maar jy het mos nou maar jou huiswerk en ander werkies en goeders wat jy moet doen. Ek is baie lief, ek is op die oomblik besig om my tuin te lig en mense te bless met die plante wat in my tuin is. Ons is nou besig om groentetuin te maak. Ons het Saterdag begin met ons groentetuin en ek lê in boontjies en beet. En dan kry ek raas by die ou man, want ek deel dit uit, ek bless mense daarmee, dan sal hy vir my sê ek moet verkoop, maar geld beteken vir my niks. So ek bless mense daarmee, en ek bless mense met die plante wat ek nou uithaal, want daar was niks tot daar gekom het nie, en dit is my lekker om mense te bless met goed, en ek maak nou groottuin waar ek die plante uitgehaal het, plant ek nou groente, wat kerk toe gaan kom, dit wat ek nie kan gebruik nie om in te lê nie, kom kerk toe, en ons gaan dit hier uitdeel vir mense wat swaar kry. Amen. Ek wil vir jou sê, Karen, baie dankie dat jy soveel keer, jy en Pyp, julle, nie net julle hande oopmaak nie, maar julle harte oopmaak, en ek meen, jy bring gereeld hierso, ek wil vir julle sê, hulle woon so aan die ander kant die berg van Somerset, Grabouw, Vyeboom se kant toe, en hulle is daar tussen die vrugteplase, en sy bless so baie mensies met appels en pere in seisoen, en nou dat hulle gaan op pensioen gaan die mense dit mis, maar en sy lê in sy so voorslag rarig, sy sit hier langs by mekaar, en ek wil vir jou dankie sê, vir wie en wat jy in die Here is. Vandag rarig, vir Pyp ook, jou man, vir wie en wat julle in die Here is, vir wat julle doen, vir julle medemens. Die Here sien dit raak, die Here gee ook kry die erkenning deur dit wat julle doen. Dis my maar so belangrik. Jy weet, jy is een van die grootste kosmakers en die beste kosmakers wat ek ken. Ek glo nie daar's iets wat jy al gemaak het. Ek is nie lief vir pampoene, julle hoor, maar sy maak 'n pampoenter wat ek daarom van eet. So, ek wil vir jou sê, Karen, daar net vandag wil ek vir jou die erkenning gee dat ons waardeer julle. Julle is vir ons werklik 'n voorbeeld vir wat jy in Pyp doen. En ons kan nie genoeg dankie sê vir die Here dat julle op ons pad gekom het nie. Dit is vir ons so belangrik. Nou gaan ons weer aan met jou. Jy het ook 'n paar storms deurgekom in die laaste paar jaar. Ja, en
Ek gaan nou net om rustig te raak, dat ek nog nou net nie weer aan grense gaan nie. Wil ek net gou hier 'n ding lees, wat nie net vir vandag is nie, maar wat mense elke dag saam met hulle moet vat. Rus in my ewige arms, jou swakheid is 'n geleentheid om sterker te word, in die bewuswording van my almagtige teenwoordigheid. Wanneer jy jou krag jou begeef, moenie binnekant toe kyk en kla oor die tekort wat jy daar vind nie. Kyk na my en my genoegsaamheid, verheug jou in my stralende rykdom, wat oorvloedig tot jou beskikking is. Beweeg sagkens deur hierdie dag, steun op my en geniet my teenwoordigheid. Dank my vir jou afhanklikheid, want dit bou vertrouensbande tussen ons. As jy terugkyk op jou reis tot dusver, sal jy sien dat daar van uiterste swakheid sommige van jou kosbaarste tye was. Herinnering aan hierdie dae is ryk, verweef met goue drade van my intieme teenwoordigheid. Hierdie is so gepas, ja, 2020, COVID. Ek het simptome gehad en ek het vir Pyp gesê, ek weet nie, 'n mens het net 'n gevoel en ek het gegaan vir 'n kolonoskopie in COVID tyd. Pyp moes in die kar sit. En met die uitslag toe ek die dokter se gesig sien, toe sê ek vir hom, dis nie goeie nuus nie. En hy het net sy kop geskit en ek het geweet. En hy het vir my gesê, dis kolonkanker. En ek het net vir hom gesê, dok, ek sit alles in die Here se hand. Wat is die pad vorentoe? Ek was daai tyd alreeds 'n kind van die Here, maar 'n mens lewe, soos Pastoor Clemens gepreek het, moenie koud wees nie, moenie lou wees nie, wees warm. Maar 'n mens het bietjie wegbeweeg, en daai dag het ek net besef, ek gee alles oor aan die Here. En ek het geen vrees gehad nie, want ek het geweet, om saam met hom te loop, is daar niks om oor te vrees nie. Hoekom moet jy bang wees, as hy met jou is? En ek is 'n week later as ek geopereer, en ek het 3 weke later begin met chemo, en die Here het goeie dokters oor my pad gebring, Dr. Hein en Dr. Liesel, die onkoloog, fantastiese mense, mooi kinders van die liewe Vader, en hulle het ons gedra, en ek het gekies om positief te wees. Ek het lewe gekies, want daar's nog te veel wat ek vir die Here wou gedoen het, en vir sy koninkryk wou gedoen het. Ons het begin met chemo, en ek het nie mense toegelaat om negatief te raak, of om moedeloos te raak nie. Hulle gee vir jou 'n sakkie goed, wat antihistamien is, Andries, en dit is, ongelukkig maak dit my, of gelukkig maak dit my hyperaktief. Antihistamine maak my hyperaktief. Ek het die mense mal gehad, ek het hulle nie kans gegee om te slaap nie, want daai sakkie moet jou nou eintlik rustig hou. Ek het vir hulle koffie gemaak, en ek het vir hulle koek saamgevat, en hulle opgebeur, want, en ons het saam gebid, goeie vriende gemaak, ons is 4 wat so saam geloop het, en almal is genees, en ons het nou nog kontak met mekaar, en deur dit het ons blymoedig gebly, en ons het mekaar ondersteun. My familie het my ondersteun, vriende, my kinders, my man. Ek kan nie genoeg dankie sê vir daai kort mannetjie nie. Hy het vir my gedra, en weet, dit was nie 'n maklike pad nie. Mense sal dink dat dit vir my 'n maklike pad was, omdat ek gekies het om positief te wees. Dit was nie. Daai dae wat jy chemo gekry het, die drip gekry het, Andries, die dag daarna, dan was ek routerunner, en dis die bynaam wat hulle my ook gegee het by die chemo, is routerunner, omdat ek, julle sal weet ek stap nooit nie, ek is altyd op 'n drafstappie. Maar die tweede dag na die chemo,
dan voel dit vir my, ek wil nie eers opstaan nie. Jy voel so sleg van die chemo. En dan het ek net gesê, kan staan op, myself aangepraat en godsdienst gehou, want ek het vir my net elke keer gesê, as ek so voel, ek wil nie aangaan nie, gesê, die Here is goed vir jou, hy het jou tot hier toe gedra, hoekom gaat hy jou nou los? En dan wil ek net vir die mense sê, Psalm 23, 27, 91, 121 was die hoofstukke wat vir my in hierdie tyd gedra het. En mense, wat jy ook al deurgaan, daar is soveel beloftes en versekerings wat ons in die Bybel kry. En ek wil vir julle sê, my GPS, my sosiale media, is Jesus Christus en my Bybel. Jy kry antwoorde en jy word gedra, net om op jou knieë te bly elke dag. En jy gee alles vir Jesus. My motto in die lewe, en dis waar volgens ek leef, is alles vir Jesus Christus. Was het verlede week? Vorige week, 2 weke terug moet ek gaan vir my ondersoek, jaarlikse ondersoek by die onkoloog. En ek is, toe ek instap, toe sê ek vir dok, ek kom net vir jou 'n geldjie gee om te help vir die kinders se skoolgeld, want ek weet ek is gesond. Ek het nog nooit daaraan getwyfel het, want van Junie, ek is nou bietjie deurmekaar geraak, maar van Junie 2020 tot Oktober 2020, toe ek weer gaan vir die ondersoek toe, en die bloedtoetse en die scans, was ek gesond gewees. Die dokter het gesê ek is in 'n remissie, en ek het vir haar gesê, nee, ek is nie in 'n remissie nie, ek is gesond. Amen. Want om te sê ek is in 'n remissie, maak mense deur, los jy 'n deur op 'n skreefie vir die vyand om weer in te kom. En in my lewe is daar nie plek vir hom nie. Amen. So, ek sê net dankie vir Jehovah Rapha, vir my gesondheid. En laat hy my elke dag dra, en dat ek in hom kan leef. Ons struikel. En ek het daai tyd tree vir tree gevat, dag vir dag, in Jesus se naam. En dan sê ek vir julle, het ons 'n pastoor gehad, wat dit eintlik vir ons baie mooi gestel het. Pastoor Rolf Kelvin, wat gesê het, geleidelik, so mense, vat dit geleidelik, tree vir tree in Jesus. Hy is by jou, jy's nooit, maar nooit alleen nie. Yes, ou Karen, baie dankie. Weet jy, dit is vir my so groot voorreg dat jy hier saam met ons sit vandag. Nie net vir wie en wat en jy 'n pyp is nie, maar vir wat die Here vir jou gedoen het, en dat jy vandag werklik vir die mense kon vertel het, dat die Here jou ook daardeur gedra het, en soos jy sê, julle al 4 wat saam het gedoen het, is genees. En dit is net weer eens, weet jy, baie dinge gebeur in ons lewe, wat die Here op ons pad bring, vir 'n rede. En ek meen, nie een van daai ander 3 persone sou jy ooit geken het nie. Die kans is bitterskraal dat julle ooit ontmoet het, maar dat julle mekaar kon onderskraag en vir mekaar daar wees. En ek weet, ons tyd is nou besig om uit te hardloop. Wil ek jou laaste ding vra, toe jy vir jou kinders daarvan vertel, daar was gemengde reaksies? Ja, daar was, ek sal nou nie kan sê wat my seun gesê het, nie, maar ja, dit was vir hulle moeilik. Ons het eerste, ek wou nie vir die kinders sê nie, Andries, ek het gedink, ek en Leslie kan die pad stap, saam met Jesus, maar jy het
vang net nodig en dit het my dokter vir my gesê, ek moet vir my kinders sê. So ons het vir die oudste een van Natasha wat hier in Somerset West bly eerste gesê, sy was in 'n toestand en ek het vir haar gesê, raak rustig my kind. Daar's niks om oor bang te wees of te vrees dat ma julle gaan los nie, want die Here is met my. Ons is na die jongste een in ander kant van Liersdorp en sy was ook emosioneel, maar sy het net gesê, ons staan by ma en ons ondersteun ma. En was ook hartseer, trane. Boeta het net op soos sy ma ook maar partykeer maak, op ons tande gekners en ek kon die spiertjies hierso sien. En omdat dit kolonkanker was, het hy 'n opmerking gemaak, maar ek kan dit nie, ongelukkig nie hierso sê nie. Maar hulle was baie emosioneel geweest daaroor en ek het hulle net die versekering gegee. Ek is nie bang nie, ek het geen vrees nie. En hulle het nie nodig om te vrees of bang te wees nie. Want ek het geweet, my hemelse Vader gaan my deurdra. Want hy wil hê ek moet nog vir sy koninkryk werk. En ek wil net vir julle sê, ek behoort aan God se weermag. Halleluja. Jesu Karen, dankie. Jy maak my dag weer. Dit is net awesome dat jy nie skaam is vir die Here nie. So ek wil vir jou sê baie dankie. Baie dankie dat jy kom vertel het. Dit is so lekker om net weer te weet. My boetie, my sussie daar buite, moenie ophou glo nie. Moenie ophou met die hoop in Jesus nie. Want dat dis tog vir my gaan geloof en hoop saam. Weet, as jy geloof het, moet jy hoop hê. As jy hoop het, moet jy geloof hê. So ek wil vir jou sê, Karen, 1000 dankies. 1000 dankies dat jy kon vertel het hoe die Here vir jou deurgedra het. Ja, dit is net weer eens, so gaan my gedagtes terug, toe jy en Piet net getroud was, en hy besig was om te studeer, en dit is so belangrik, wees daar vir mekaar, as jy 'n vrou vat, 'n man, dit is so belangrik om werklik daar te wees, vrou, as jy 'n man vat, wees daar vir mekaar, vat werklik die hande saam, God sê, hy maak julle een, julle word een, hy sê die man sal sy ouer huis verlaat en hy sal sy vrou aankleef. En dit is so belangrik dat ons werklik dit doen. En ek meen, dis wat jy en Piep gedoen het. Jy weet, julle is vir ons, vir baie mense 'n voorbeeld. En ons kan nie opgehou om vir die Here die erkenning te gee nie, maar baie dankie. Dankie vir jou deel. Ons glo dat die Here gaan vir julle seën. Ons spreek nou ook dat dit in die naam van die Here, dat alles wat julle moet doen, sal goed afloop. Sal volgens die wil van God wees. Julle beplanning vorentoe, waar julle ook al gaan, as julle gaan toer, dat die engele vooruitgestuur word, julle baie gelyk sal maak word, deur die Here Jesus Christus. So baie dankie, Karen. Dankie. Ons waardeer dit. So ek gaan vir julle groet. Ek gaan sommer nou afsluit met 'n gebed, en tot volgende keer sê ons vir u, totsiens. Abba Vader, Here, u is ons begin en ons einde, Here. Dankie dat ons vandag weer eens vir elke boetie en sussie daar buite, vir ons families, die volle wapenrusting kan aantrek. Here, ons kom in die naam van Here Jesus Christus en om ons gord ons lendene met die waarheid, Here. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan, Here. Ons trek die skoene aan, Here, van die bereidwilligheid, van die verkondiging, van die evangelie van vrede. Here, ons neem die skuld op, ons sit hom aan, Here, ons skakel hom aan, Here, en ons daarom weet ons, Here, deur daardie skuld, Here, u sê in die woord, net so groot geloof soos 'n mosterdsaad, Here, dan kan ons met daardie skuld hierdie vuurige pile tot niet maak, uitblus, Here, laat wegsmelt, laat opkrummel, Here, en ons doen dit nie uit ons eie kragte nie, maar in die naam van Jesus, Here, en dan kom ons en ons beklee onsself vandag, Here, in die gees met die helm van verlossing. Here, en daarom kan ons net bid, Here, verlos ons van die dinge van die bose, verlos ons van die dinge van hierdie wêreld, Here, en dat ons werklik, Here, op u sal vertrou. Dankie, Here, vir die swaard van die gees, u kosbare woord. Here, lei ons in die woord. Here, stig ons in die woord. Here, dit is tog die brood van die lewe, Here. U sê, in die begin was die woord, en daarom kan ons op u woord vertrou, en ons eer u daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Amen. Oh,
venga tu regier, sier van God.